Ek stap so dag of wat gelede hier langs die see en dit is 'n baie stil oggend. Vir 'n verandering waai die wind nie. En is doodstil, daar's niemand nie, daar's nie beweging hier in die baai nie. En is stil. Die see kom stadig in, die golwe kom stadig in. Is naby hoogwater. Die wind is stil. Jy kan letterlik net die natuur so saggies aan die beweeg ervaar jy om jou. Hier en daar is daar 'n seemeeu in die lug, ander voeltjies vlieg rond. En ek raak so bewus van die stilte. En daar praat die Here met my oor stil wees. En hoe belangrik dit is dat ons 'n plek van stilte om ons moet kry. Ons moet stil raak. Ons moet stil raak sodat die tempo wat in ons lewe net so bietjie kan afkom. En is dit nie dan juis in hierdie stilte wat ons God se stem baie duideliker kan hoor nie? Dit verbaas my glad nie dat daar in Konings 19 toe God met Elia wil praat, roep hy eers na hom daar in die grot en hy sê eintlik vir hom, hey man, kom daar uit jou gat uit, kom daar uit die grot uit, kom staan 'n bietjie hier voor dat ek met jou kan praat. En in die tyd wat God daar met Elia wil praat, is daar 'n aardbewing, daar's vuur, daar's 'n donderstorm, maar God was nie in een van daai drie nie. Maar toe daar 'n sagte windjie waai, toe's God in die sagte wind, in die sagte fluistering van die windjie. God wil hê dat ek en jy tot stilstand moet kom, in 'n plek van stilte moet kom, sodat hy met ons kan praat, sodat ons sy stem duidelik kan hoor. Dis in daai oomblikke van stilte wat die tempo afneem en ek eintlik my oordraai na die stilte toe om mooi te kan hoor. En kom ek deel met julle 'n paar ander plekke in die skrif waar dit baie duidelik is dat God stilte verkies sodat ons sy stem kan hoor. Kom ons kyk 'n bietjie wat leer die skrif. Ja, God daag nie altyd op in die dramatiese, sensasionele maniere wat ons dit miskien graag sou wil hê nie. Ons beste voorbeeld is en bly Jesus homself. Jesus het stilte beoefen of afsondering op die regte tyd beoefen. Ons sien in Lukas 5. Lukas 5 is daar opgeteken vir ons, vers 16, maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Hy, Jesus, het hom na 'n verlate plek teruggetrek en gebid. 'n Verlate plek, met ander woorde, 'n plek waar daar niks anders en niemand anders is nie. Hy het daarna toe teruggegaan en hy daar gaan bid. Dis wat Jesus ons leer. Ons lees uit Matteus 4. Ek lees veel uit Matteus 4 uit. Matteus 4 vanaf vers 1 tot 11 kry ons die deel waar Jesus in die woestyn was. Jesus word daar ook versoek. Maar voordat hy deur Satan homself versoek is, het Jesus homself in 'n plek van stilte gaan plaas, dat hy in 'n plek van stilte kon wees. Vir 40 dae was hy daar in die wildernis gewees. En ons sien dat Jesus hier nie net in daai tyd homself voorberei het om 'n versoeking, 'n aanslag van die Satan te weerstaan nie. Maar ek dink juis daarin lê 'n groot stuk wysheid, dat die stilte en die afsondering van die woestyn het Jesus as mens, alhoewel hy self God was, maar ook in menslike gestalte, het hom as mens voorberei om by God te hoor
alle invloede van buite van kon onttrek, sodat hy duidelik by God kon hoor. Jesus leer ons daar in Matteus 6, tydens die bergpredikasie wat opgeteken is vir ons. Hoor hier, hoor wat sê Jesus oor gebed. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader, wat in die verborgene is. En jou Vader, wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Wanneer ons daai skrif na kyk, dieselfde skrif na kyk in die Nuwe Lewende Vertaling, so 'n bietjie meer moderne Afrikaans, nê? Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis. Die stilste vertrek. En maak die deur agter jou toe, sodat jy daar, in jou alleenheid, tot jou Vader kan bid. En jou Vader, wat alles weet, sal jou beloon. Jo, wil jy nie ook graag deur God beloon word? Kyk net hierdie mooi verband wat daar geplaas word tussen dat God wil graag vir my iets gee. God wil graag aan my iets bekend maak. God wil my graag bevoordeel wanneer ek stil raak voor hom. Ek en jy moet onsself beoefen daarin om stil te raak. Is dit nie ook so dat een van die vrugte van die Gees is selfbeheersing nie? Galasiërs 5 vers 22, en die vrug van die Gees is liefde, dan volg 'n hele klompie in die laaste een selfbeheersing. Ek wil jou vandag aanmoedig, wil jy nie by 'n punt kom van selfbeheersing, dat jy stil tye opsoek, wanneer die geraas, die clutter of the world, 'n bietjie afneem, en dat jy kan fokus om jou oor in te stel, en te hoor wat die lewende God graag vir jou wil sê, en graag met jou wil deel nie. Laat my asseblief toe, om nog 'n toepassing te maak, van skrif uit Matteus 13 uit. Matteus 13, vertel Jesus vir ons die gelykenis van die saaier. Kom ons gaan staan vir 'n oomblik gou stil by daai derde deel wat tussen die dorings en die distels geval het. Vers 22 sê Jesus, en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en dit word onvrugbaar. Jy sien, wanneer ons nie stil word nie, verstik die woord. Wanneer ons nie stil word nie, dan ons is so in die proses die hele tyd om aandag te gee aan 'n klomp goed, dat die woord, dit wat tot ons gekom het, die insig wat met ons gedeel is, die skrif wat met ons gedeel is, die werking van die Heilige Gees wat met jou gedeel is, die woord wat jy ontvang het, wat met jou gedeel is, val vas, dit verstik in die dinge van die wêreld. Jy kan voorkom dat God se woord verstik en nie kans kry om wortel te skiet en vrug in jou lewe na vore te bring nie, deur genoeg stil tyd te maak. Doen dit. Maak genoeg stil tyd. Een van die wonderlike goed, wanneer ek stil word, is daar by my 'n verwagting dat ek met God kontak gaan hê. Daar's 'n uitkoms. Jy het 'n uitkoms in gedagte. Weet jy wat was die uitkoms van Elia se stil word? Toe Elia daar deur God uitgeroep word uit die grot uit die gat in waarna hy weggekruip het, uit die grot het uitgenooi is. En God met hom praat, in die stilte met hom praat, saggies met hom praat. Is die uitkoms dat hy by God kon hoor, dat God vir hom nuwe werk het om te doen. Waar hy voor dit depressief was, voor dit gaan lê het onder 'n boom en gesê het, ek wil net sterf, ek wil nie meer verder lewe nie. Kom God nou en motiveer hom, deur met hom in die stilte te praat, deur die sagte windjie wat waai. En wat is die uitkoms daarvan?
God motiveer hom tot nuwe dinge. Hy gee vir hom 3 nuwe opdragte. Gaan Elia en salf die nuwe koning van Aram. Gaan en salf ook die nuwe koning van Israel. Gaan ook en gaan salf jou opvolger. 3 nuwe sleutelopdragte kon Elia hoor by God, toe dit stil is, toe God met hom in 'n fluisterstem kon praat. Wat is nog 'n ander belangrike uitkoms van my stil wees? Jesus wys dit vir ons. Na Jesus se tyd in die woestyn, nadat Jesus uitkom uit die stilte uit, het hy krag, het hy die geestelike krag om elke versoeking wat Satan gebring het, te kon weerstaan. Wat het Jesus ook krag voor gehad? Luister na hierdie een. Net nadat Jesus, en dit is die donderdag aand van die week waarin hy gekruisig is, net na Jesus die nagmaal ingestel het, met die ete, die laaste ete, saam met sy disippels, gaan hy, en hulle gaan na Getsemane toe. Dis waarskynlik hier in die tydgeloof, tussen 8:00 en 10:00 ons tyd in die aand, gaan Jesus, saam met sy disippels, en hy vra vir hulle om saam met hom te gaan om te bid. Met ander woorde, in die nag, die laat aand, wanneer dit stil is, gaan hy na die tuin van Getsemane om te bid. En dis hier in die tuin van Getsemane waar hy later in hegtenis geneem sou word, om die volgende dag verhoor te word en die volgende middag gekruisig te word. Maar wat doen Jesus tussen die instel van die nagmaal en in hegtenis neem? Jesus het geweet dat hy in hegtenis geneem sal word. Jesus het geweet dat op hierdie Paasfees wat aan die kom is, net die volgende dag begin. Hy geweet, dis die tyd wat hy vir ons sondes aan die kruis sou betaal, en dis die tyd wat hy die dood vir ewig sou oorwin. Jesus het dit geweet. Hy los sy disippels eenkant en hy gaan staan en verder, waar hy alleen met God kan praat. Hy kom terug, hy sien sy disippels slaap, hy gaan weer weg en hy praat weer met God. Daarna word hy in hegtenis geneem. In Jesus se uur van menslike krisis soek hy die stilte op om met God te praat. Dit leer ons iets van die voorbeeld wat Jesus vir ons is, dat ons in ons krisisoomblik stilte moet opsoek, dat ons in ons krisisoomblik God se aandag kan opsoek, om by hom krag te kry, om deur die krisis te gaan, wat ons ervaar. As die stil gebed, 2 keer in 'n ry, voor die arrestasie van Jesus, vir Jesus so belangrik was, en om in daai tyd met God in kontak te wees, dat dit hom gedra het, deur die volgende 3 dae. Ek en jy nie ook stil tyd in gebed met God nodig nie? Wauw, verseker het ons. Verseker kan ons met selfvertroue in ons binnekamer ingaan, die deur agter jou toemaak en die alleenheid en stilte opsoek, sodat God ons kan motiveer. Dat God ons diepste gevoelens, ons diepste emosies kan hoor, en dat God soos wat hy Jesus deur dit gedra het, vir my en jou ook kan dra. Is dit nie wonderlik nie? Wat 'n wonderlike sleutel, wat 'n wonderlike geheim is die opsoek van stilte en kontak met God, nie vir my en jou nie. Dit is voorwaar 'n voorreg om stil en alleen by God te wees.